Here Jesus, dankie dat ons voor U kan kom val vanoggend ter aanbidding. Dankie dat ons U kan kom groot maak. Dankie dat ons U kan kom verheerlik vanoggend. Dankie dat ons weet dat ons God leef en ons God regeer vanoggend. Here, dankie dat ons kan met blydskap net kom in die teenwoordigheid vanoggend, Here. Dat ons U al die eer kan gee, al die lof kan gee. Here, dankie dat ons kan weet ons God is in beheer vanoggend. Here, dankie dat ek weet, Papa Vader, U leef, U regeer en U is hier vanoggend, Here Jesus. Dankie Here dat ons vanoggend net by U voete kan kom sit, Here. Dankie dat ons net vanoggend U naam kan kom groot maak, Here. Dankie dat ons weet dat daar geen ander God is as U vanoggend nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat kan julle sitplekke neem. So vanoggend wil ek met julle iets deel oor blydskap en vrede. So ek sê my titel van my boodskap is vanoggend blydskap bring vrede. Nou, ek wil gou by julle vra, wie se blydskap is gesteel? Kom, wees eerlik, jou blydskap is gesteel. Ja, julle is skaam vanoggend, hè? Want as jy blydskap in jou hart gehad het, jy die hele tyd geloop en smile. Ouch. Net gou van die gewonder het. As jy blydskap gehad het, sou jy nie die negatiewe goed raak gesien het nie, maar net die positiewe goed in die lewe raak gesien het. So sorry, jy is met die pad, jy is nie. So, jou blydskap is gesteel. Goed in die lewe steel ons blydskap. Wie van ons het uitdagings wat ons het? Kom, almal het 'n uitdaging. Okay, so nou gaan ek by na vandag wil ek jy moet na jou uitdaging anders kyk. So ek gaan vir julle 'n kort storie vertel en dan wil ek hê julle moet dit nou bietjie in jou agterkop gaan bære en dan gaan ek dit nou weer gebruik. Okay? So daar was eendag 'n ou tannie gewees en sy het in 'n afgeleë dorpie gebly. En terwyl sy in hierdie dorpie gebly het, sy soos 'n plaashuisie gehad en sy het hard gewerk op hierdie plaashuisie. Maar sy het verskriklik gemurmureer en gekla en gekerm en alles want sy het seer gehad en die lewe was ook maar uitdagend en dit was net nie vir lekker nie. En elke keer het sy uiteindelik, dan bid sy net, Here kom haal my nou net, ek het nou genoeg gehad. En miskien het jy al daar gevoel dat jy net voel, Here kom haal my nou net, ek dink ek het nou genoeg gehad. En toe op 'n dag, toe kom daar 'n jong man verby op die plaas. En hy kyk na hierdie tuin en hy sien hoe sy besig is om te werk in die tuin en te skoffel. En daar's niemand anders op die plaas. Net die ou tannie. En hy kom by die tannie en hy vra vir die tannie, "Tannie, hoe gaan dit met jou?" En die tannie sê, "Ons met, sien as jou. Wat's okay?" Hy sê, "Nee tannie, ek het maar net gesien tannie is besig om hier so 'n bietjie te werk en kom maar net kom kyk, hoekom staan jy alleen?" En sy sê, "Ja, my man is al lank dood, nou suffer ek hier alleen op my eie op die plaas en niemand gee om nie, kinders wil nie na my kom nie." En sy is baie negatief, kan julle hoor, sy is net negatief. En hy tog, wat kan ek vir hierdie tannie sê om haar beter te help? En hy dink so 'n bietjie en hy sê, "Tannie, ek het vir jou 'n boodskap." En sy sê, "Ja, wat?" Ons so half regtig kort af van hom geskik, net soos wat 'n mislike mens kan wees. En hy sê, "Tannie, ek wil hê jy moet vir die volgende maand lank, of solank as wat jy kan, moet jy elke dag 3 keer bid. Oggend, middag en aand. Maar as jy bid, moet jy vir die Here dankie sê. Dankie vir jou pyne en jou skete en dankie dat jy op die plaas is. Dit so, sy met die mooi goed eintlik raak sien. En sy tog praat self, wat weet hierdie jong man? En sy wil hom 'n punt bewys, want sy is 'n hardkoppige ou tannie. Ja? En sy sê, net vir hom, loop, los meid. En hy loop toe nou maar. En hier in hy hart, bid hy baie hard. En hy bid, dat die tannie sy hart sal verander. En so gaan die tyd verby. En hy kom weer 'n maand later verby. En skielik het hierdie tannie 'n huppel in haar stap
En sy is opgewonde, en sy sing terwyl sy werk, en sy sommer kyk net anders, en sy sê, hallo jong man, welkom terug hier by my, en sy sê, en hy dink, wat, dit kan nie gebeur. En hy sê, Tannie, laas toe ek jou gesien het, was jy so 'n knorpot gewees, net soos hy van. Sy sê, ja, maar ek het geluister na jou raad. Ek het begin om 3 keer 'n dag te bid, en ek het begin om die Here se naam groot te maak, en ek het begin anders te kyk na dinge in die wêreld. Ek het begin om nie die lelike goed raak te sien, maar eerder die mooi goed. Ek het begin om vir Here dankie te sê dat ek kan opstaan, dankie dat ek 'n ou pyn en 'n skeet het, want dit herinner my net dat ek afhanklik is van God. En skielik het die tannie se lewe so verander, dat sy anders uitgekyk het op die Here. So hou die storie nou in jou agterkop. En dan dink jy gou oor jou eie lewe na, waar jy nou is, met jou uitdaging. Okay. So, ek wil begin met Habakuk, dit is mooi, Habakuk 3, vers 17 tot 19. Nou, ek het so rukkie terug, ek dink dit was so 2-3 weke terug, ek die eerste stukkie hier in die kerk, ek het hom afgesluit, die oggend. So, maar dit het my geïnspireer vir vandag se boodskap. So, dit sê, al sou die vye bome nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die weeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek, en die Here jubel, sal ek juig in my God, my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Hoor julle wat sê die man, die profeet? Hy sê dit maak nie saak hoe sleg dit met my gaan nie, ek sal die Here dien. Nou, dit is 'n challenge vir ons as kinders van God. Want sodra dit moeilik gaan, dan hou ons op die Here dien. En ons blameer die Here vir alles wat in ons lewe verkeerd kom. Dit is die Here se skuld dat my man nie nou luister toe ek met hom gepraat het nie. Dit is my vrou se skuld dat dit so gaan, want sy gee nie die geld uit en so gaan jy nou aan. Weet jy wat? Change jou gedagtes, change your attitude. Nou kom ons sê nou ons, kan nou hierdie klop wat met ons nou hier so sit. En ons begin vir die volgende 20 dae of 21 dae. Hulle sê dit van 21 dae om 'n habit te breek, okay? 21 dae om dit. Ja. So as jy vir 21 dae iets dieselfde doen, verander dit jou gedagtes en dit is waar. Ek het dit al getoets, ek het dit self beleef. Okay, so as jy vir 21 dae kan aanhoudend lag en opgewonde wees en as jy jou oë oopmaak, die eerste ding wat ek sê, Here, dankie dat ek wakker geword het, dankie dat ek kan dien. Al daai goeders en jy begin net positief wees. Wat gaan gebeur? Jy gaan 'n positiewe mens word. Maar ek en jy word omring deur negativiteit. Ons word omring deur die wêreld wat vir ons alles swart maak. So, hierdie profeet sê, maak nie saak hoe dit met ons gaan nie. Maak nie saak wat ek verloor nie, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Al wat ek wil doen, is ek wil die Here dien. Ek wil in hom jubel en hom in hom juig. Nou daar sê 'n liedjie op wat gesing word oor dit. Ek het baie gehoop hulle gaan sing, maar hulle nie sing nie. Hulle het ander liedjies gekies. My worship span aan. So, weet jy wat? Jubel en juig in die Here. Elke oggend wat jy opstaan, wanneer jy die bed uit moet in paemente opstaan, veral hoe ouer jy word, hoe moeiliker word dit. Weet jy wat? Sê vir Here dankie. Sê dankie Here dat ek vanoggend nog kan asemhaal. Dankie dat ek vanoggend kan opstaan. En dit gee my nog 'n geleentheid om iets in die koninkryk te doen. Dit beteken ek kan nog 'n verskil maak. Dit beteken ek kan nog 'n dag God se liefde ervaar. Wat
is ons so geneig om as dit moeilik gaan en swaar gaan, ons vreugde en ons blydskap te verloor. Dan wil ek vir julle hierdie lees, Nehemia 8, in Nehemia 8, vers 10 sê dit, Nehemia die gouverneur, die skrifgeleerde priester Esra en die Lewiete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nou so hierso is dit nou Nehemia lees vir hulle die wet voor en wat moet gebeur en so en toe huil hulle sommer nou want eintlik dink hulle word nou gestraf vir wat aan die gang is. Nehemia het verder sê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit, want die wat niks voorberei nie. Hierdie dag word gewy aan die Here, moenie bedroef wees nie, en as jy die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die Lewiete het aan al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig, dit is 'n gewyde dag, moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente het toe gegaan, eet lekkernye uitgedeel en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. So, hierso is die volk besig om te treur en hartseer te wees, omdat hulle nou gehoor het, hulle moet nou op die gehoorsaam wees, en hulle is verkeerde paard en alle lekker dinge, so hulle is kwaad en opstandig, en Nehemia sê vir hulle, nee, kry julle ek together, vier fees, wees bly, en dien my, en dien die Here, want hierdie dag is God se dag. Nou elke dag is God se dag. Nie net Sondag, by the way. Party van ons dink net Sondag is God se dag. Ek hoef net Sondag kerk toe te kom, ek hoef net Sondag my Bybel te lees, ek hoef net Sondag die Here se naam groot te maak, ek hoef net Sondag te vertel hoe amazing God is, die res van die week kan ek doen en maak en breek en net aangaan soos wat ek wil, en vergeet van hom. Jy het 'n probleem. Groot probleem. So dien die Here met oorgawe. Dien die Here met blydskap. Wanneer ons, as jy nou in 'n vertrek instap, stel jy jouself nou voor, kom ons sê nou, hier sit nou almal, julle almal sit nou, so, en ons het maak het vol, ons sit die plek is vol. En jy sien nou 'n paar suur oomies en tannies. Gaan jy nou byna wil wees? Maar daar tussen almal, is daar so een lovely tannie, né? Ek weet, dis nou vandag tannie Charlene, want tannie Charlene het 'n lag wat skrik vir niks. Sy haar lag, changing the atmosphere. Okay? So nou hoor jy, daar so 'n tannie daar agter wat so lekker lag. Waarheen gaan jy wil gaan? So toe, want dit klink bietjie veiliger daar. En dis die lewe wat. As jy, stel jouself voor, as jy nou in 'n winkel instap, en daar is iemand wat by die teller sit, as daar by die teller nors is jy ook sommer nors. Reg? Ja, as daai ou agter die teller vriendelik is, dan is jy vriendelik. En weet wat, baie keer moet ons so iemand eintlik 'n kompliment gee. Ek het eendag hierso ek weet nie of julle weet, 3 riviere van julle wat hier rond bly, ken hom nou seker goed. Daar bo is daai BP Garage en waar Progress Café basies is, né? En daar het altyd 'n dametjie agter by die Pick n Pay gewerk. Maar ek het daar nooit as ek in daai winkel ingekom het, sy het gesien. Sy het altyd vriendelik gewees. En weet jy wat? Toe eendag toe stap ek daar in, en sy is weer so vriendelik. Toe sê ek van, weet jy wat, ek wil vir jou komplimenteer, dat jy altyd vriendelik is, en altyd lag, want dit maak my so lus om. Ek hou nie van hierdie plek nie, maar ek kom net hier om jou smile te sien. Net omdat sy vriendelik is. Want jy wil soek vriendelike mense. Dis kom ek vraag, wie se joy is gesteel? Want as ons joy nie gesteel, soos ons gesmaak het. Okay, soms so suursigtig by ek. Lyk of jy suur om die dag het. Okay,
Spreuke 15 vers 13, ek sal dat ek liewer staan gaan met my preek. Blydskap laat 'n mens se gesig straal. Waar? Dis waar. Blydskap laat 'n gesig straal. Dit laat jou sommer welcoming voel. Nou jy wil daar wees. Smart maak 'n mens te neergedruk. Feite. 'n Verstandige mens is op soek na kennis. 'n Dwaas voed homself met dwaasheid. Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. Hoor julle wat ek sê? Dit gaan altyd sleg as jy bedruk is. Want dan gaan die lewe vir jou druk. Niks gaan nou wees. Die lewe se lied, man. Kyk maar. Maar nou julle glo my nog nie, so gaan net gevul uit die Bybel al. Die blymoedige mense hele lewe is 'n fees. 'n Blymoedige mens. Iemand wat kan smile, dink die lewe se lied. 'n Suurknol, dink die lewe is 'n straf. Feite, julle. Nou, ek probeer dit nou eintlik vandag vir julle vertel. Wat ek wil hê, ons moet 'n bietjie begin meer vriendelik en vol liefde wees. Want liefde, en hoor nou hierdie, ek het dit so geniet toe ek dit raak lees. Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees. Ken jy die vrug van die Gees in jou lewe? Daar's 9 van hulle wat jy nie geweet het nie. Maar hoor nou hierso. Hulle vol so mooi op mekaar. Die eerste is, maar die vrug van die Gees is liefde. As ek 'n liefdevolle mens is, gaan my liefde vir die wêreld uitspeel en uitstraal. Kyk. So nommer 1 is liefde. Nommer 2 is blydskap. Liefde en blydskap werk saam, want as ek liefde het ek actually blydskap. Want ek is bly omdat ek liefde het. En Jesus het my liefgehad, so ek's gered. En julle, wat is die titel van my boodskap? Blydskap gee vrede. En die derde een is vrede. So, liefde gee blydskap, gee vrede. En as ons dit het, is ons 'n derde dag om dit te maak. Om 'n ander uitkyk op die Here te hê. So jy kan gaan lees van daai, ek gaan hulle nie nou bysit nie. Want ek gaan nou op jou tone moet trap as ek vir sê, jy moet selfbeheersing nie. So ek wil nie so toe gaan nie. Ek wil jou nie negatief maak nie. Ek wil jou positief hou vanoggend. So liefde en blydskap gee vrede. Mense se liefde word gesteel, hulle blydskap word gesteel en hulle vrede word gesteel. Want as jy daai 3 het, het jy eintlik alles oor my. Want 1 Korintiërs 13 sê vir ons, daar's hoop, geloof en liefde, maar die grootste van dit is liefde. En as gevolg van die feit dat ons nie liefde het nie, het ons nie blydskap nie, het ons nie vrede in ons hart. Deuteronomium 28 vers 47 sê die volgende. As jy die Here jou God nie met vreugde en blydskap dien nie, omdat jy baie besit, sal jy jou vyande wat deur die Here teen jou gestuur sal word, moet dien. Jy sal dit doen terwyl jy honger en dors en sonder klere is en gebrek ly, en jou vyande sal 'n ysterjuk op jou nek sit totdat jy uitgeroei is het. So jy het vreugde en blydskap nodig om die Here te dien. Want andersins gaan jou alles eintlik van jou gesteel. Daai stukkie, ek my dadelik dink, alles word van jou gesteel as jy nie meer blydskap het nie. As jy nie meer vrede in jou hart het nie. As jy nie meer liefde het nie. So jy kan hoe hard pretend jy's okay. Maar as jy nie liefde het nie, en jy het nie vrede nie, en jy het eintlik blydskap en dan vrede nie, you are losing the battle. So eintlik wat ek vanoggend vir jou wil vra is, wat laat jy toe om jou liefde
jou blydskap en jou vrede te steel? Wat se omstandighede? Wat se situasie vind jy so? Omdat jy nie meer funksioneer soos wat jy altyd gefunksioneer het nie? Hallo, met oorgoed. Is dit omdat jy net die wêreld as nep sien? Wat het jou vrede gesteel? Wie het jou verander? Wat het jou verander? Omstandighede, ons almal. Nou maar as ek hierso, ons gaan die klaagliedere van Jeremia herskryf, as ek elkeen van julle 'n kans moet gee om te vertel wat jy al deur is in jou lewe. Maar daai wat jy deur is veronderstel om jou 'n sterker mens te maak en nie 'n slegter mens nie. Hoor julle wat ek sê? Dit wat jy deur gegaan het, is veronderstel om jou 'n beter mens te maak en nie 'n slegter mens. En weet jy wat? Troos jou daarin. Daar's altyd iemand wat nog slegter af is as jy. Jy het jou linkertoon verloor, hy nou sy linker en sy regtertoon verloor, so wat? The fudge. Daar's altyd iets om verbrandbaar te wees. Daar's altyd iets om oorbrei te wees. Daar's altyd iets om oor liefde vir iemand te wys. Word vasgevang in hierdie wêreld chaos. En sorry, as ek op die tone trap, maar en ek praat met myself, glo vir my, ek het lekker pak slaag gekry die week terwyl ek hierdie preek voorberei het, want ek het ook, was ook daar, maar ek dink by myself, ek kan nie dat my vrede en my blydskap gesteel word as gevolg van waar ek myself vind en van situasies wat gebeur het nie. Dis verby. Jy kan dit in elk geval nie gaan change nie. Verander jou attitude, sodat die Here jou hart kan verander, sodat jy blydskap in jou hart kan hê, sodat jy vrede in jou hart kan hê. Want die wêreld het mense nodig wat die Here ken. Die wêreld het mense nodig wat 'n verskil maak. So ja, jy gaan deur 'n paar goed. My vraag eintlik vir jou moet wees is, hoekom dan nie maar jy nie? Hoekom mag jy nie deur dit gaan nie? Wat maak jou so perfek? Of so special? Hou net vas aan die Here. Dien die Here met oorgawe. Hoor hierdie woorde. En hierdie het vir my geslat, julle het soos nog nooit, so jy moet baie mooi hierdie woorde luister wat ek vir jou sê. Ek haal dit aan van iemand, ek weet nie wie die ou is, so ek gaan hom net anoniem noem. Sonder die blydskap in die Here se wonderlike genade, sonder daardie blydskap, stel ons onsself waawend oop vir die vyand. Hoor julle wat ek sê? Sonder blydskap, sonder vrede, sonder al daai goed, maak jy jouself vulnerable vir die vyand. Van waar gaan die ou vyand? Daar waar Salkinus is. Julle weet daai movie, wat is dit? Dit is van hierdie 4 of 5 verskillende emosies, emojis nie, wat is? Inside Out. Inside Out, daar sê. Die movie Inside Out. Daar's anger, by jou ek's gewoon en dan is daar happiness en almal. En die ander is net so, tannie, sy's net nou ja, partykie voel ek ook net maar gaan kyk dan movie, dit is nogal interessant. En jy het 'n keuse. Because happiness brings joy. En daai joy verander dat jy memories maak. Goeie memories. Goed wat jou lewe verander.
Daar's 'n ander movie wat ek julle gou, so kyk so 'n bietjie, as jy kinders het, begin die movies kyk. Melanie het hierdie een movie gekyk, Spellbound. Dis, kan nie heeltemal van die movie nie, maar daar was vir my waarheid in dit. Dit gaan oor 'n ma en 'n pa wat skielik monsters word. Want hulle beklei nie die hele tyd, en hulle is nie die hele tyd mislik met mekaar, die ma en die pa, maar hulle is eintlik koninklik is. En hulle het hulle 15-jarige dogter, wat probeer om hulle op die regte pad te kry, en weer terug te kry, en hulle te verander, dat hulle van monsters af terugkom na gewone mense toe. En dan gaan dit nou, en wat ek wil kom is, in die storie dan wys hulle hoekom die ma en die pa nou hierdie monsters geword het. En dan gaan dit oor dat die evil het hulle begin omsingel. Want al waarop hulle gefokus was die evil in hulle lewe. Dat hulle op die ouende monsters geword het. En dit is actually 'n ware weergawe van wat ek en jy moet. As ons toelaat dat die negativiteit en die slegte in ons lewe die hele tyd, word ons nader soos monsters, want ons sien nie meer die mooi goed raak nie. Ons sien nie die dinge raak wat mense se lewens kan verander nie. Ons worry nie meer nie. Ons is negatief, ons is swartgallig. Jy raak net alles behalwe goed. So, hoekom sê ek dit volgens vir? Moenie dat die vyand kom steel nie. Moenie dat die vyand plek kry in jou lewe om jou joy te vat nie. Moenie dat die vyand plek gee om jou liefde vir mense weg te vat nie. Moenie dat die vyand kom steel om jou vrede te kom steel nie. Because you are a child of God. En as ek en jy 'n kind van God is, moet ons nie toelaat dat die vyand kom steel. So na vandag soek ek smiles op die gesiggies. Ek wil afsluit met hierdie stukkie. Lukas 19 gaan oor Saggeus. Jesus en Saggeus. Jesus het in Jerigo gekom. Dit is Lukas 19 vers 1, sorry. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. So miskien is jy daar verlore ene wat eintlik Saggeus is. Maar iewers het jy vanoggend besef, maar jy het Jesus nodig. Saggeus het in die boom gaan klim, omdat hy 'n kort mannetjie was, om Jesus te sien. My vraag aan jou is, wat sal jy vanoggend doen om Jesus te sien? Hoe ver sal jy vanoggend gaan om Jesus te sien? Sal jy in 'n boom klim? Sal jy goed verkoop? Sal jy wat sal jy doen om die blydskap van Jesus te hê? Wat sal jy doen om by Jesus uit te kom? Soos ek gesê het, ons kom Sondag kerk toe. Sondag is Jesus fantasties in ons lewe. Ons gee hom al die lof, al die eer. Ons prys hom. Ons dien hom. En maandagoggend staan jy op en die eerste uitdaging kom en jy vergeet.
van die vyand kom steel dit wat hy vir jou gee. So môreoggend, as jy wakker word, en jou oog is oopgegaan, dan sê jy dankie. En dan as jy nou van daai is wat uit die bed uit rol, dan rol jy gou uit die bed uit. So kyk ek uit. En dan sê jy, Here, dankie dat ek vandag kan opstaan. En kan loop. En dan, as jy nou soos ek is, wat eers gaan koffie maak, dan stap jy in die gang af, en terwyl jy met die praat ons nou met die Here en die loop is toe. Dan sê jy, dankie Here vir die koffie wat ek kan drink vandag. En dan begin jy met die Here loof en prys. Vir alles. Want is nog 'n dag. Nog 'n geleentheid wat ek en jy het. En weet jy wat? As ons meer gaan blydskap hê, meer gaan vrede hê, meer gaan liefde van Jesus hê, gaan hierdie wêreld 'n beter plek word. Ons moet een ding onthou, as kinders van God, die vyand is bang om alleen te brand. Hoor jy wat ek sê? Die vyand is bang om alleen te brand. So hy sal enigiets doen om jou te kry om saam met hom te brand. So jy het 'n keuse. Wil jy brand? Of wil jy... Ek wil iets sê, maar die diagram, my dagboks, net jy kan my maar na die tydboks, maar dit was eintlik so mooi gewees. Wat sy gesê het vir my die week, so sê, weet jy wat? Ek gaan nie eers dat my kind my in die hemel uit, hy kan maar gaan brand dan as hy wil gaan brand. En dis so ons moet doen. Weet jy wat? Nee, sorry liefie, ek wil hemel toe gaan, ek wil nie brand. En nie dat my vrou slegte invloed is, asseblief. Sy sê mense, my instrumente sal nie jou. Maar wat ek vir jou wil sê is, jy moet nie eers dat dit wat vir jou belangrik is hier op aarde, jou uit die hemel uit gaan hou nie. En as jy daai mentaliteit kan kry, gaan jy meer joy, gaan jy meer vreugde, gaan jy meer vrede hê. So ons moet nie toelaat dat die vyand ons kom steel, sodat ons kan negatief raak, net soos die res van die wêreld. Wanneer jy negatief voel, begin nie die Here doen. Gaan sit vir van die movies op, of van die iets, net laat jy lag. Die geleerde mense sal vir vertel, daar word sulke goed is in jou brein vrygelaat as jy nou lag. Wat dopamine of, ek weet nie wat sy groot woord, ek is te bang om te vra. Maar is so iets. En dan sê dit nie, sê ek nog 'n verkeerde goed opgeprobeer, jou kom nie iets anders te dink, dankie vir die dokter in die huis. Maar kan maar gaan Google maar as jy doen, maar verstaan jy, dan, dit bring iets in jou uit, wat jou laat beter voel. Ons moet op ons hoor. Ons kan nie so negatief deur die wêreld en deur die lewe gaan nie, Here. Die Here gee vir ons 'n lied in ons hart elke dag. Hy maak jou wakker. Hy gee jou opdrag. Gaan uit in die wêreld, maak disippels. Nou as jy nou my toe gaan kom, met 'n suur gesig en ek glad nie vir jou luister. Gaan maak 'n verskil. En weet jy wat? Jou vriendelikheid, jou blydskap is vir die wêreld waarheid.
dan gaan jy sê, ja, maar die wêreld, glo my, die wêreld sien sulke mense raak. Om een of ander rede sien ons mense wat blydskap uitstraal, vinnig aan. Hoekom dink jy as ek verlief geraak op my vrou? Sy was die mees amazingste vrou, weet ek in die begin gedink, sy is 'n snop, soos sy sal sê. En weet jy wat? Sy het 'n double personality. Jy wil net by haar wees. En dis wat ek moet, dis kom ek weet. Maar my vrou is gepas so los uit. Kry vir jou eie. Wees bly, wees vol vrede. Wees vol liefde vir die wêreld. Verander jou gedagtes. Gaan wil dalk uit. Maar is goed. Ons moet word soos kinders in die koninkryk van God. En kinders het blydskap. Kinders het liefde. Kinders het vrede. En dis hoe ek en jy moet wees. So môreoggend, huppel jy af in jou gangetjie af na jou koffiestasie toe, in die kombuis. Of jou teestasie, of wat jy ook al in jou oggend doen. Maar dien die Here in hierdie week met oorgawe. Wees bly met oorgawe. Moenie dat die vyand jou vrede en jou vreugde kom steel. Kyk na die Here. En hy is die beste. Amen. So ek wil jy met jou woordjie ook. En ek wil jy moet nou 'n bietjie dink aan wat ek gesê het vanoggend. Hoekom is jou vrede gesteel? Hoekom is jou blydskap gesteel? Is dit omstandighede? Daar's 'n liedjie wat sê, weet jy wat, I'll praise him in the storm. So praise him this morning in the storm. Praise him when it's going good, praise him when it's going bad. But just praise him. As ek nie ook kan dien in elke omstandigheid en in elke situasie, sal dit ons lewe verander. En ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat? Daar's ander dinge wat erger is. Jou gesondheid is miskien nie vanoggend hoe dit moet wees. Daar's mense wat erger is as jy. Jou blydskap word gesteel as gevolg van omstandighede. Maar God is daar. God ken jou hart vanoggend. Hy weet wie jy is, hy het jou by die naam geroep en jou hand, hy sien jou naam is in die handpalm gegraveer. En hy sê vanoggend vir jou, kom na my toe. Jy's moeg, ek's hier. Jy voel belas, ek's hier. Jy voel jou blydskap weggaan, ek's hier. Ek wil met vanoggend net sê, Here, kom verander dit. Here, help my om soos daai tannie van die storie, wat vir 'n tydperk lank net U begin loof en prys het en die goeie begins raak sien en verander het. Verander my ook, Here. Verander my om 'n beter mens te wees. Verander my dat mense naby my wil wees. Verander my dat mense wil weet, hoekom is ek, hoekom en wat het ek? Want God is by my. God verander jou. En ons moet elke dag verander. Ons kan elke dag 'n beter weergawe wees van die persoon wat gister was. Because nobody's perfect. Ek wil net vanoggend ek
sien hoe mense se vrede gesteel word. Ek sien hoe mense se blydskap gesteel word. Is dit vanoggend jy wat sê, Here, sit my blydskap terug. Kom maak reg. Hoe gee my weer nuwe hoop, Here? Jy moet gestaan daaroor wees. Dat die Here jou blydskap kom herstel vanoggend. Dat die Here vanoggend weer kom jou 'n nuwe mens maak. Dis kan wees. Ons almal is daar, ons almal voel partykeer dat ons blydskap gesteel word, ons almal voel dat ons agter is. Ek gaan vanoggend saam met julle bid. Hemelse Vader, kom vanoggend na U toe. En ons wil net dankie sê. Here, dankie vir U genade, dankie vir U vrede en U blydskap wat U vir ons kom gee, Jesus. Here, dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan kom en kan kom hoor. Here, dat dit belangrik is dat ons blydskap by U moet vind, Jesus. Here, seën ons vanoggend en maak ons opnuut dankbaar en opnuut, Here, dat ons net U fokus op U sal sit, Jesus. Papa Vader, dankie vir al die genade, dankie vir alles wat U vir ons doen, Jesus. Here, we will praise You in the storm, we will praise You no matter what the circumstances are, Jesus. Because You are the King of Kings. You are the Almighty One. Here, ek dank en ek eer U vanoggend, Here. Ek dank en eer U, Here Jesus, dat ek vanoggend by U voete kan kom stil raak en kan weet dat U God is, dat U lewendig is. Here Jesus, kom net vanoggend en verander elke een. Verander elke situasie in ons lewe, Here Jesus. Maar Here Jesus, bo dit alles bid ek vandag, dat U ons sal ontvang met U liefde. Dat ons meer van U sal hê in ons lewe, Jesus. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is. Here, dankie dat ons nou gaan met blydskap kan uitgaan, met vrede en vreugde in ons harte kan gaan, Jesus. Want U is God en U is redder. Ek dank en ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.